Goeiemôre aan elkeen van u. Ons groet julle in die mooie naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser en ons komende koning. Dit is vandag aangenaam om met u te gesels oor wat Jakobus vir ons geleer het. Hy het vir ons opgeteken. Nou wie is Jakobus? Jakobus is natuurlik dan die halfbroer van Jesus Christus. So hy het naby aan Jesus gelewe. En hy was 'n leier in die oorspronklike kerk. En ons gaan kyk wat leer hy vir ons. Wat het hy vir ons opgeteken? Wat se lering het hy gegee in die oorspronklike Christelike kerk? Jy almal weet ons is besig met die eskatologie om te kyk hoe ver ons op God se tydlyn is en ek gaan vir u sê dit is 5 minute voor middernag. As dit nie in die wêreld daar buite is nie, dalk in jou eie liggaam, maar verseker het ons aan die einde van die einde gekom. So ons gaan vergelyk wat hy gesê het, wat hy raak gesien in die eerste gemeentes wat gestig is. En soos ons reeds gesê het, ons leef nou in die 7de tydperk van die genadetyd, met ander woorde die kerkdispensasie op aarde, die briewe geskryf aan Laodicea. So ons gaan nou kyk, wat is nou die verskil, en het niks gebeur in die kerk nie. Al wat ons gaan doen, ons gaan kyk wat het Jakobus gesê, en ons gaan kyk, wat kan ons leer, om te verhoed, want die Bybel sê, in die Laodicea se tydperk het die Here gesê, was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou dat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Ons het ook Woensdag dit behandel, dat dit nie eintlik gespoeg is nie, is eintlik opgegooi, gebraak in die oorspronklike Griekse taal, as jy dit nou direk vertaal. So ek is seker daarvan, die Here het vir u 'n wonderlike boodskap vandag. U kan net so sit en dan vra ons vir Vader om vir ons die boodskap te openbaar. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir u, dankie Here, dankie vir u woord, Here, wat u vir ons gegee het vir weerlegging, onderwysing, Here, en teregwysing. Ons vra, Here, dat u vandag met ons sal gaan, Here. Dat u by elke persoon sal stilstaan, Here, en as daar dalk nog iemand is wat sy saak nie reg is met u nie, Here, vra ons, Here, dat u daai persoon sal keer en sal stop en sal oortuig. Ons vra, Here, dat vir die wat reg is, Here, om te gaan en die instruksie gaan doen wat u vir ons gesê, die opdrag om te gaan disippels maak. Here, laat ons verby onsself kyk en ons tekortkoming. Here, laat ons kyk na u, Here, en dat ons reg sal wees vir as u kom, Here. Dat ons reg sal wees, soos ons sê, om ons Skepper te ontmoet, Here. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan kyk na ons versie, voor ons begin lees, ons gaan lees uit 'n gedeelte uit in Jakobus 4 vandag, Jakobus 4, so is welkom om die Bybels oop te maak. En die versie wat ons gelees het, of wat die oordenking is vir die week, ons teksversie van oordenking, soos wat Paul alreeds vir ons gelees het, is Jakobus 4 vers 7. Daar staan geskryf, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nou hierso is 'n opdrag, hier's 2 opdragte, nie net hierdie een versie voor ons die gedeelte gaan lees. Wat is die opdrag? Onderwerp julle dan aan God. Dis 'n opdrag. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie net sê dat God water oor God se akker sal loop nie. Die tweede ding wat daar opdrag in hierdie versie is, weerstaan die duiwel. En wat is die belofte wat daarmee saamgaan? En die belofte is, die duiwel sal van julle wegvlug. Ek wil net weer eens myself herhaal. Jakobus het hierdie gedeelte geskryf vir die eerste Christelike kerkgemeentes, Christelike gemeentes na Christus. Met ander woorde, hy het baie naby Christus geleef. Hy was dan 'n leier. Kom ons hoor en ons lees, wat sê hierdie kerkleier van daai tyd vir daai gemeente, en wat kan ons vandag daar uitleer? Jakobus 4 vanaf die eerste versie tot en met die 12de versie. Ons gaan saam lees. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welleste, wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. En julle bid, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid,
om dit in julle eie welleste deur te bring. Egbreekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrif ter vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons gaan nou 'n bietjie meer oor die versie praat. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer. Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Ons gaan net so ver lees uit die onfeilbare woord van die Here. Want hy toe jy kind was van die ouer mense en dalk van die jonger mense nog. En jy trek klere aan. Dan sê jou ma vir jou, ag, daai hemp pas nie by daai broek nie. Of daai das pas nou regtig nie by daai baadjie nie. Nou ek vra dit amper elke dag vir my vrou. En ek vra dit vanoggend nog van, hoor jy pas dit so by mekaar, want die mense, ouer mense het ons geleer dit goed moet by mekaar pas. Nou of dit nou reg of verkeerd is, dit maak seker nie regtig saak nie, want vandag hoe minder dit pas, hoe meer is jy in die mode. My ouers het my geleer die goed moet by mekaar pas, maar ek het dit nog nie, ek kry nog nie daai beeldjie gesien mooi wat by mekaar pas nie. Daarom vra ek maar vir iemand anders te hoor, pas hierdie klere by hierdie klere, hierdie klere by hierdie hemp en hierdie broek. Jou ma het vir jou geleer dat bruin pas nie by swart nie. Wat het ons daar? Swart pas nie by bruin nie. Dit pas nie. Ek weet daar is kinders wat dit dalk nie meer geleer word nie, en dit is ook nie so belangrik nie. Dit is maar net 'n standaard wat ons daarop gestel het, maar tog pas blou en groen nie by mekaar nie. Dit pas nie, groen en swart, dit pas nie. Dit meng nie saam nie. Miskien kan die ouer mense vir ons meer dan vertel oor waar kom hierdie vandaan, hoe sien jy dit? Want daar's nog nie wat geskryf het wat pas nie by mekaar nie. Maar een ding is verseker, sommige goed pas nie by sommige goed nie. Dit is nou maar net so in hierdie lewe wat ons leer. En daarmee sê ons nie, jy is nou verkeerd as jy so aantrek. Nee, dis nie wat ons sê nie. Ons sê net, sommige goed pas net nie by sommige goed nie. So leer die Bybel, dankie vir die prentjies julle, so leer die Bybel vir ons, dat sekere goed net eenvoudig nie by sekere goed pas nie. Spreuke 11 vers 22 staan daar vir ons geskryf, 'n goue ring in 'n vark se snuit. So is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Nou stel jy nou voor hierdie moddervarkie. En hierdie vark het nou 'n goue ring. Amper soos die goue ringe mos wat die jonge mense in hulle neus dra. Die woord sê, 'n goue ring in 'n vark se snuit, dit pas nie. So is 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. En hierdie mooi beteken 'n goeie gedrag, 'n goeie gesindheid. So 'n vrou kan hoe mooi aantrek. En as ons nou met mekaar eerlik wees, 'n man ook, maar hier verwys die Bybel nou na 'n vrou, kan hoe mooi wees. Sy kan die mooiste klere aan hê en kan dalk nog pas ook, die klere. Maar as haar gesindheid nie reg is nie, en sy het nie 'n goeie gedrag nie, dan
pas hierdie nie by mekaar nie. Iets klop nie. Iets balanseer nie. Iets bots tussen hierdie pragtige vrou wat mooi aangetrek is en hierdie lelike persoonlikheid. Dit bots, dit pas nie. Net so is daar sekere dinge ook in die Bybel wat nie pas nie. Ons het reeds gelees van hierdie goue ring in hierdie vark se snuit wat nie pas nie. Selfs aan Afrikaans het ons 'n gesegde wat sê, al dra op 'n goue ring, hy is en bly 'n lelike ding. Dit laat my so baie daaraan dink as ek hierdie versie lees. Ek gaan vir julle sê, en vergewe my as ek kinderlik praat vandag. Ek dink baie keer probeer ons te hoog praat. Ek gaan sommer met die kinderlik praat vandag, want die Bybel sê ons moet word soos kinders. So pas 'n olifant ook nie in 'n voëlhokkie nie. Dit gaan nie werk nie. Of 'n haai aan 'n boom. Dit pas nie. Dit kan nie werk nie. So pas die see ook nie by die wildtuin nie. Kan nie dink jy gaan nou wildtuin toe, nou gaan jy bietjie op die strand loop nie. Dit pas eenvoudig net nie. Dit klop nie. So is daar ook goed wat nie meng nie. Jy kan nie water en olie meng nie. Van die slim mense wat dalk onderwysers is en wetenskaplike is, as jy nou 'n vetterige stof en die digtheid verskil, kan jy daai ding nou maar skit soos jy wil. Hy meng nie, jy kry dit nie gemeng nie. Net so. Net soos daai goed wat nie meng en nie pas nie. Net so meng lig en duisternis nie met mekaar nie. Dit kan nie. En net so is daar sekere dinge wat Jakobus vir ons geskryf het, wat hy raak gesien het in 'n gemeente, wat nie in die kerk, ons praat van 'n Christelike kerk, 'n regte kerk, ons praat nie van 'n nuwe wêreldse kerk met valse leringe nie, ons praat van 'n Christus kerk, soos wat Jakobus 'n leier van was. Is daar goed wat eenvoudig net nie pas nie, en nie hoort in die kerk nie. Wat is hierdie goed? Kom ons gaan kyk bietjie. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16. Wat is daar vir ons opgeskryf? En ons is nog steeds by die goed wat nie met mekaar pas nie. Voordat ons gaan kyk, wat het Jakobus raak gesien in die gemeente waar hy was, wat nie pas nie? En wat het hy bedoel met, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug? 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 16. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap, aan die ander woorde, dit pas nie. Watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Dit kan nie meng nie. En watter ooreenstemming het Christus met Bilaal? Of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowiges? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Jy sien, sekere dinge meng nie. Selfs in die geestesryk, sekere dinge meng nie. Nou hier het Jakobus vir ons 'n gedeelte wat ons nou gelees het, vir ons 'n gedeelte geskryf, en as ek nou die terme vandag gebruik, Jakobus was soos 'n moderator van die kerk gewees. Hy was so hoof oor die kerk, hoofleier van die kerk. Want hy het direk by Jesus geleer, en hy het dan nou hierdie kerk, was hy nou oorhoofs oor hierdie kerk gewees, en hy het gesien, hier's 'n paar goed in hierdie gemeente wat nie pas nie. Onthou, ons leef aan die einde van dae. Ons leef in die einde van die eindes. En die Bybel sê, was jy maar warm of was jy maar koud. So dit is vir ons die moeite werd om te gaan kyk, wat het Jakobus hier vir die gemeente geleer, sodat ons leringe kan kry daaruit en ons geleer kan word. Ons mense sê mos partykeer, die hel is los. As jou ma vir die kind sê, as jou pa vanaand by die huis kom, nee, kyk, dan is die hel los. Of ons sê daar by die werk, as jy dit nou weer doen, wat jy nou gedoen het, dan is die hel los. Menende, en oorspronklik kom dit vandaan, dat die hel 'n plek is van pyniging, maar ook 'n plek van chaos. Dis waar dit eintlik vandaan kom. So die hel wat hiervan gepraat word, is nie die letterlike poel van vuur nie. Die hel is, dit word vergelyk daarteen, maar dis moeilikheid. Dis nie in lyn met
wat reg is nie. So is daar 'n paar dinge in die kerk wat Jakobus raak gesien het. In die eerste gemeentes al, en waaruit ons vandag moet leer, wat eerder in die hel hoort. So met ander woorde, ons kan sê, daar is dinge in die kerk wat Jakobus raak gesien het, wat nie in die kerk hoort nie, wat nie pas nie, en wat nie men nie, wat eintlik in die hel hoort. Uit die gedeelte wat ons gelees het, en ons gaan kyk, wat is hierdie dinge wat hy van praat, watter dinge hoort nie in die kerk nie, maar eintlik in die hel, wat is dit? En ek gaan vir julle sê, Paulus sê baie uitdruklik, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie kan hy verslind. Maar in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat die duiwel alreeds sy kake in sommige mense se lewens het. Net in die gedeelte wat ons van praat, ons gaan nie eers verder praat oor net die gedeelte wat ons vanoggend gesien het nie, dat die duiwel al klaar sy vieslike vuil naels, selfs in Christen, selfs in die Christelike kerk, waar Jakobus die moderator van was, sy vingers ingekry het, en dan sê hy, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug, menende, dit wat ek in julle gemeente raak sien, beter julle nou los, en julle beter vashou aan dit wat die Here is, en weerstaan die duiwel, ons het 'n opdrag, nou daar is dinge in hierdie kerk ingevoer, menende die kerk wat Jakobus van praat, en natuurlik in elke Christelike kerk, in elke kerk op aarde, as daar dinge in die kerk, wat deur mense ingebring is. Mense wat eerder, bewuslik of onbewuslik, dit maak nie saak nie, wat Jakobus sê, daar's dinge wat, en daar's mense wat eerder die wil van die Satan wil doen, as die wil van die Here. En ons gaan vanoggend opnuut bietjie uit hierdie gedeelte uit leer, en kyk, wat is hierdie dinge wat Jakobus ons van so waarsku, en waarom sê hy, ons moet die duiwel weerstaan, wat is hierdie? En ons almal weet, in Efesiërs 4 vers 27 staan daar, gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan die duiwel geen plek nie, as jy hom toelaat, of ek sal eerder sê, as hy die geleentheid kry, dan kom en hy slag en hy steel en hy verwoes. As jy hom net toelaat, en as jy net so bietjie uit die riglyne van die woord uitkom, dan is daar 'n gevaar vir jou en 'n moeilikheid. Dit beteken nie, jy is reguit op pad hel toe nie. Dit beteken nie, jy het jou saligheid verloor nie. Onthou, die duiwel het selfs Jesus aangekla en Jesus versoek. Wie is ek en jy om te sê, ons sal nie deur moeilike tye gaan nie. So wat is die eerste ding wat Jakobus van praat in hierdie gedeelte? Wat is die eerste ding wat hy vir die mense uitlees? Wat is gevaar wat in die kerk is wat nie daar hoort nie? En dit lees ons sommer in van vers 1 en vers 3. Praat hy van, nou eerste ding wat in die kerk is, wat eintlik in die hel hoort, is welis. Net van vers 1 en vers 3 skryf Jakobus 4 vers 1, en ek lees dit weer vir u vers 1 en vers 3. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie? In vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, en as julle welliste, om dit in julle welliste deur te bring. Nou as alle sonde, soos ons reeds weet, van hoogmoed afkom, want hoogmoed is die moeder van alle sondes. Dit is so, want Satan het hoogmoed gekry. So hoogmoed is die sonde, is die moeder van alle sondes. Dan is die punt waarna toe al die sondes beweeg, is welis. En Jakobus het hierdie mooi verduidelik aan die gemeente, in die eerste gemeente, en hierdie welis, natuurlik het hy die seksuele oortredings in verband gebring, maar ons gaan nie eens daaroor praat nie. Die woord welis het baie dieper betekeninge as net die seksuele oortredings, wat ons baie van in die woord lees, onder andere woorde ook die briewe wat Paulus geskryf het. Maar hierdie welis is egter nie seksuele of noodwendig seksuele oortredings nie. Hierdie welis wat Jakobus van hier vanaf verwys, is daar die diepe, selfsugtige en onversadigde honger
om meer in myself te kry wat nie van Christus afkom nie. In ander woorde, ek het gearriveer. Kyk, ek kan mos nou mooi praat. Ons kerk is nou mooi. Ek praat nie oor ek praat oor algemeen. Ons het nie Christus meer nodig nie. Dis welis, dis wat die woord welis beteken. Dis 'n honger en 'n soeke. En 'n onversadigbare honger na die verkeerde en meer spesifiek oor die eie ek. Oor die eie ek en na die vleeslike begeertes. Hierdie welis het, wat Jakobus van praat het, 'n paar keer voorgekom, maar 2 keer word daar geskryf in hierdie gedeelte wat ons gelees het, wat sê, julle veg met mekaar. En daar word gepraat van oorlog. Van oor die een begeer teen die ander een in die kerk. Ons praat nou met Christene, ons praat nou met in die kerk, goed in die kerk wat in die hel hoort. Die een wil meer hê as die ander. Die een wil meer raak gesien word as die ander. Daar word selfs gepraat van moord in hierdie gedeelte wat ons lees en hierdie is dan natuurlik geestelike moord. Geestelike moord. En ons weet dat in 1 Johannes 3 vers 15 staan, en elkeen wat sy broer hart is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe sal beerwe nie. So hierdie verwys alreeds na 'n welis wat baie verder is as wat met die eerste oogafslag gesien word. En dit het Jakobus al in die eerste gemeente gesien. Hoe moet die Here ons nie bewaar teen dit nie? Wat is die tweede ding wat hy raak gesien het in die kerk, wat nie in die kerk hoort, wat in die hel hoort, en dit is naaiwer. Mense as afgunstig en jaloers op mekaar. In die eerste gemeentes is dit al sigbaar. Hoeveel te nie meer in die dag waarin ek in die lewe nie. Die een laat nie die son oor die ander een skyn nie. Mense is jaloers op mekaar. Kyk, al wat jy moet doen om goed te laat lyk is om iemand anders te sleg te laat lyk. Dan lyk jy goed. Dis wat Jakobus vir ons daar geskryf is. Daar is mense in die kerk, reeds van daai tyd en dan hoeveel te meer vandag, wat net daarop uit is om 'n dankie te kry vir dit wat hulle doen. Daar's niks verkeerd om dankie te sê of om dankie te aanvaar, om komplimente te aanvaar nie, niks verkeerd nie. Maar in daai gemeente in die kerk van die dag bewaar net die oudelingsraad as hierdie persoon nie bedank word vir iets, as hy iets doen nie. Dis wat Paulus uitwys en dit is naaiwer. Vers 2 sê in Jakobus 4 wat ons gelees het, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Hierdie naaiwer is welis om meer te verkry en om arm te druk met ander mense in die kerk van Christus. Vers 3 sê, julle het nie. Vers 3 sê, julle ontvang nie. Hoekom nie? Het jy al gedink, hoekom sê Jakobus dit? Hoekom ontvang julle nie? Julle bid, maar julle ontvang nie. Hoekom, is die vraag. En dit is wat ons uit moet lig vandag. Hoekom ontvang ons nie? En die antwoord natuurlik is, want alles wat hierdie mense gesoek het in hierdie kerk van Jakobus en in vandag is, welis die eie ek. Hierdie onbevredigbare, selfsugtige honger wat hulle soek, word net meer en mense word net meer selfsugtig in die kerk. En Jakobus sê, hierdie is dinge wat nie in die kerk hoort nie. Hierdie is dinge wat in die hel hoort. Hier word hy beskryf van die welis. En ek gaan vir u sê dit mooi in duidelik Afrikaans sê, dit wat die duiwel jou beloof, dit betaal nooit uit nie. Dit wat die duiwel vir die mense beloof,
Dit betaal nooit uit nie, want hy is 'n leenaar. Ons kan nou vandag lank praat oor armdruk in die kerk. As jy verstaan wat ek bedoel. Of daar gaan miljoene dalk preke uit oor armdruk in die kerk. Ons kan praat oor bekleierery in 'n kerk en 'n gestryery in die kerk. Of ons kan dalk 'n tema hê, haal uit die mes uit die ander se rug uit. Al daai tipe preke kan ons doen. Maar as ons nie by die bron uitkom van hoekom dit gedoen word nie, sal dit wees soos wanneer hier's 'n klomp mure in Nigel, het almal so 'n klomp mure in Nigel. Nou dit sal wees soos om 'n blik doem te vat en jy wil nou elke muurtjie met 'n blik doem te spuit. As ons nou hierdie klomp temas sal wil behandel. Of jy moet by die nes van die muur uitkom. En die nes van die muur uitkom. En dit is presies wat Jakobus hier doen. En die bron van al hierdie goed is welis. Welis wat in die kerk is, wat nie daar hoort nie, wat eerder in die hel hoort. Eie belang en selfsug. Wat is in vir my? Nou eie selfsug. Dit moet saam met Jesus Christus gekruisig word. Dit moet afgelê word. Jou eie belange en jou selfsug moet eenkant gesit word. Dit is wat Jakobus hier bedoel. Ons moet daarvan wegkom en wegbly. Ons moet saam met Christus gekruisig is. Daar is hierdie dinge in die kerk wat eerder in die hel hoort, wat nie in die kerk hoort nie. Die tweede ding ook wat hiervan gepraat word of is natuurlik wêreldsgesindheid. Wat Jakobus hiervan praat, hy praat van wêreldgesindheid. Wêreldgesindheid hoort nie in die kerk nie, dit pas nie, dit kan nie meng nie. Want Jakobus 4 vers 4 sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Hier's 'n belangrike punt. Jong mens wat hier sit, as jy dink die wêreld gaan vir jou vreugde gee, gaan vir jou plesier gee, hoor wat sê Jakobus 4 vers 4. Wie dan 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En dis vir ons opgeteken in die woord. Dit beteken dat hierdie wêreldgesindheid wat mense het, hoort nie in die kerk nie. Moet jouself nie vergelyk met die wêreld nie. Jy is 'n vreemdeling en jy's 'n bywoner in hierdie wêreld. En hier word natuurlik gepraat van geestelike egbreek. Mense sê ek verbind myself aan Christus. Hulle gee hulle hart aan die Here en hulle sê ek verbind nou aan Christus, maar in die selfde asem sê hulle ek kan nou nie hierdie dinge van die wêreld los nie, of wat van dit? In dieselfde asem sê hulle is ontrou aan die Here. Dis geestelike egbreek. Met ander woorde, hulle wil graag die dinge van die woord doen en dit wat hulle moet doen, maar hulle flankeer met die wêreld daar buite. Jakobus 4 vers 4 waarsku ons daarteen. Hy sê, as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, sal jy 'n vyand van God. Daar's mense in die kerk vandag, praat met Christene, wat soos in die eerste kerke was, wat wil vlerk sleep, as ek nou die uitdrukking kan gebruik, met die begeerlikhede van hierdie wêreld. Dis soos iemand wat 'n groen rugbytrui aantrek en nou gaan kyk hy rugby. Maar onder die groen rugbytrui het hy 'n swart rugbytrui aan. Vir ingeval sy span dalk nou nie wen nie, kan hy gou badkamer toe gaan en die groen trui trek sodat die swart trui aan is. Dis geestelike hoogmoed en dis wat in die kerk gebeur. Jy wil nie regtig die dinge los van die wêreld nie. Jy wil ten minste dan altyd jou agterdeur oop los vir die dinge van die wêreld. So moet die een voet dan in die kerk en die ander voet in die wêreld mense die lewe aangaan
Bybel waarsku vir ons en Jakobus wys dit vir ons uit. En hy sê vir ons kan nie vriendskap met die wêreld wees. As ons vriendskap met die wêreld is 'n vyand teen God. 1 Johannes 2 vers 15 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde die liefde van Vader nie in daardie persoon nie. Dit is vir ons opgeskryf in 1 Johannes 2 vers 15 staan daar ook en 2 vers 16, Johannes 2 vers 16 staan daar. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikhede van die vlees en die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. So sê ook Johannes 2 vers 17. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van die God doen, bly vir ewig. Dit sê die woord van die Here vir ons. Daar is 2 wêrelde. Oom, tannie, vriend, daar is net 2 wêrelde. Moenie dink daar's iets tussenin nie. Daar's die lig en daar's die duisternis. En hierdie 2 wêrelde staan teenoor mekaar. En hulle verskil in waardes. Die een wil jou vlees bevredig en die ander wil jou gees versadig en hulle staan teenoor mekaar. Die een gaan verby, maar die ander een bly vir ewig staan. So wêreldgesindheid pas nie by die kinders van die Here nie. Daarom kan ons sê wêreldgesindheid pas nie in die kerk van Christus nie. 'n Aangetrokkenheid tot die wêreld hoort nie by ons nie. God het ons dan uit die wêreld dan uitgeruk. Hy het ons uit die duisternis uitgeruk, die dag toe hy jou gered het, en hy het ons oorgebring in die lig. Die wêreld hoort nie meer in ons nie. Jy moet daarom waak, elkeen van ons. En hiermee praat ek met elkeen van ons wat hier sit, ons moet waak, want die vlees wil hinker na die verkeerde. Paulus het gesê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek haat, dit doen ek. Maar dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Hoe klink daai woorde vir ons almal so bekend in ons eie lewe. Hierdie dinge moet afgestor word. Wanneer daar vuil grappe vertel word, of wanneer daar dalk gevloek word, en jy was gewoond om daarvoor te lag, dan moet jy nie meer daarvoor lag nie. Dis wat hierdie gedeelte sê. Jy moet die dinge van die wêreld afsterf. Dit moet gekruisig word, dit moet saam met Christus gekruisig word. Die plesier wat die wêreld jou bied, moet jy vermy. Sommige mense, dan dink jy nou, sommige mense wil ons nou nie, ek moet vir Christus uitstaan nie, en ons almal ken dit, jy kom dalk by ou vriende, voor jy tot bekering gekom het, was hulle jou vriende, maar nou is jy bang om jou Christendom uit te leef. En die Bybel sê, vriendskap met die wêreld is vyandskap teenoor God. Daar by die skool en daar by die werk, of waar ook al jy beweeg, ons kan ons nie skaam vir die getuienis en vir die evangelie van Christus nie. Want as ons ons skaam, sê die woord, vir die evangelie, sal Vader hom skaam. Sal Vader hom skaam vir ons. Jesus sal hom skaam voor die engele en voor die Vader, vir my en vir jou. Petrus skryf, as ons nie meer met hierdie wêreldlinge saamgaan nie, dan laster hulle mos daarvan. Petrus skryf ook daarvan, ons lees dit gereeld en ons wil nie meer soos hulle wees nie. Ons wil nie meer hierdie wêreldgesindheid hê nie. As dit vir ons meer gaan oor genot as oor God, het ons 'n probleem. Maar nou wil ek in dieselfde asem sê, dit beteken nie as jy 'n kind van die Here is, dat jy nie die lewe mag geniet. Natuurlik, daar's baie plekke wat sê, geniet die lewe saam met die vrou vir wie die Here vir jou gee het. En die jong mense kan die lewe geniet. Die vraag is net,
Kan jy deur dit om te geniet die Here verheerlik? En dis 'n vraag wat die Heilige Gees jou openbaar aan die dinge wat jy doen. Maar wanneer dit vir jou gaan oor die vlees en sy drange, dan verklap jou wêreldgesindheid jou prioriteite. Dit wat jou gedagtes oorheers. En as dit die wêreldse dinge is, dan waarsku Jakobus ons vanoggend. My ontspanning en my gemak en my geld, as dit vir jou prioriteit word, sê Jakobus vanoggend vir ons moet versigtig wees, dit hoort nie in die kerk nie. Dit beteken dat as iemand 'n wêreldling sien, en hy sien vir jou, moet dit verskil. Mens moet nie dieselfde lyk nie. Mens moet nie dieselfde praat nie, en jy moet nie dieselfde dink nie. En hierdie word gesien dan as jou prioriteite en waaroor ons vandag praat. Is dit dalk die modder van die wêreld? Is dit dalk die hoogste prioriteit van jou lewe? Of bedink jy die dinge wat in die hemel is? En nou wil ek gesels oor die vierde ding in die kerk wat in die hel hoort, en dis hoogmoed. Hoogmoed, in Jakobus 4 vers 6 staan daar, maar hy gee groter genade, daarom sê God, hy weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hoogmoed hoort nie in die kerk nie. God sê hy weerstaan die hoogmoediges. Die vraag natuurlik is, waar kom hoogmoed vandaan? Hoogmoed kom van die duiwel af. Punt, klaar, dit kom van die duiwel af. Hy is die bron en die oorsprong van hoogmoed. In die tuin van Eden het hy na die mens toe gekom en hy het vir hulle gesê, julle sal soos God wees. Hy het gelieg. Ons sal soos hy word as jy val vir sy strikke. Hoogmoed, om hoogmoedig te wees, is om soos sy eie God te wees. Dis nou waarop die duiwel soveel genot uitput as hoogmoedig word, want dan het hy nou bereik wat hy wil bereik. En dit is asof sy versier. Ek weet, dis baie groot jagters hier tussen ons. As jy praat nou van 'n versier, dan weet hulle presies waarvan jy praat. Die duiwel wil sy versier instel op die Christene. En sy versier wat hy wil instel is die woord hoogmoed. Hy wil dit bring. En veral, die hoogste vorm van hoogmoed is geestelike hoogmoed. Baie gevaarlik, en Jakobus waarsku ons daarteen. Ek sal my eie God wees, ek sal beter wees, ek sal hoër wees, ek is beter, net ek is reg. En dis die hoogste vorm van hoogmoed wat Jakobus sê vir ons, dit hoort nie in die kerk nie. Selfregverdiging beteken 'n mens wat hom gelykstel aan God. Ek het nie God meer nodig nie. Onthou die briewe aan die laaste gemeente van die Eklesia, waar die mense gedink het, hulle het gearriveer, hulle het God nie nodig nie. Hoogmoed sê, ek het God nie nodig nie. Ek het nie Jesus nodig om in die hemel te kom nie. Hoogmoed hoort nie onder ons nie. Romeine 12 vers 3 sê, want deur die genade wat aan my gegee is ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. En die vers wat daarbey aansluit is Galasiërs 6 vers 3 wat sê, want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Hoogmoed hoort nie onder ons en in die kerk nie. Die laaste een wat Jakobus uitwys in die gedeelte. Dinge in die kerk wat in die hel hoort, is kwaad praat. Kwaad spreek van iemand anderster. Dit hoort nie in die kerk nie, dit hoort in die hel. Jakobus 4 vers 11 sê, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie, want die wat kwaad spreek van sy broer en sy broer oordeel, spreek kwaad van die wet. Jakobus wys vir ons hierdie uit. Kwaadspraak bring jou op daardie punt dat jy dink jy is 'n regter oor die mensdom. So sê Jakobus 3 vers 6 vir ons,
hierdie mond, hierdie tong. Jakobus 3 vers 6 sê, die tong is soos 'n vuur, wat 'n klein vuur, wat 'n groot vuur aan die brand steek, en dit word aangesteek uit die hel uit. Jakobus 3 vers 6 sê, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder julle lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand, en dit word uit die hel uit aangesteek. Daar's vir ons die versie wat sê, die kwaadspraak, die tong. Ons het al 'n hele boodskap daaroor gehad. Hoort nie onder die kinders van die Here nie. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis nie ons mense wat dit uitgedink het nie, dit kom uit die woord uit. Dan sê mense mos, ek skinder nie, ek praat die waarheid. Dis verkeerd. Jy sien, want as jy skinder, bespreek jy iemand anderster. En dit is wat Jakobus ons van waarsku, nie kwaadspraak nie. So met ander woorde, as jy nou skinder en is die waarheid, is dit nog steeds verkeerd. En as jy skinder en jy lieg, dan is daar net nog 'n lieg by die skinder. Daar's niks goed nie, dit hoort nie in die kerk nie. As 'n mens kwaad praat van ander, is dit eintlik om jouself in die lig te stel. Dan sê mense mos, ek skinder nie, ek praat die waarheid, ek sal dit voor hom sê, voor haar sê. Nou dit verklap ook jou eie hart. Dit sê, indirek, jy het dit nog nie vir daai persoon gesê, wat die voorskrifte in die Bybel is, om hulle te help nie. Dit verklap jou eie hart. So hoekom moet ons nie kwaad praat van mekaar nie, want ons daar in Spreuke 6, vers 16 tot 19, ons gaan dit nou nie lees nie. Hoekom moet ons nie kwaad praat nie? En die rede is, God haat 6 dinge. Jy kan dit gaan lees in Spreuke 6 vers 16 tot 19. God haat 6 dinge. En die 7de ding is vir hom 'n gruwel. Wat se ding is vir hom 'n gruwel? Om tweedrag te saai. Om tweedrag te saai. Dit hoort nie by ons in die kerk nie. Kwaadspreekers dan iets uit die hel uit, en dit hoort nie onder die Christene en onder die kerk van Christus nie. Mense praat maar kwaad van ander omdat hulle deel is van die duiwelse plesier. Nou wil ek vir jou sê, daai woorde wat jy sweepsla, bloukolle op mense liggaam. Ons het laas ook in 'n boodskap gesê, toe jy nou klein was en jy van die fiets af geval, kry jy bloukol, maar 'n dag of week daarna is die bloukol weg. Maar daar's ou mense wat vandag nog hier sit, wat nog merke in jou lewe het, van woorde wat iemand jou mos so terloops gesê het, want daar's mos niks wat so seer maak, soos woorde as iemand terloops vir jou sê nie. Jakobus sê, dit hoort nie in die kerk nie. Dit hoort nie in die kerk om kwaad te praat nie. Jakobus 1 sê ook, as ons nie ons tong kan beheer nie, dan kan ons nie ons liggaam beheer nie, en ons godsdienst is te vergeefs. Ek som nou op en ek sê, die oorspronklike moderator van die vroeg-Christelike kerk, Jakobus sê, daar is dinge in die kerke van daai tyd, en hoeveel te meer nie in die tyd van vandag nie. En hy sê vir ons vandag, want hy het hierdie goed gesien in die kerk. Ons praat toch nie eens van die wêreld nie, dit van in die kerk. En hy sê vir jou, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Die duiwel wil graag 'n vennootskap vind met jou in jou vlees. Hy moet uit, dit moet weg. En hoe doen ons dit? Hoe werk ons dat dit moet uit? Jy moet alle rituele goed soos wat sekere kerke doen nie. Die antwoord lê vir ons in die vraag. Dit begin onderwerp julle aan God. Onthou ons verb, onderwerp julle aan God. Alles begin daarmee. Dit help nie, ons het allerhande rituele en wat nie van die Here afkom, maar ons onderwerp ons nie aan die Here, en dis die eerste stap.
So wanneer Welles sy pos vat en wanneer die liefde vir die wêreld in die kerk inkom, en wanneer hoogmoed en kwaadspraak in die wêreld ingevoer word, dan gee Jakobus ook die antwoord vir ons. En die antwoord is in Jakobus 4 vers 8, wat ons gelees het, wat sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Nou kom die antwoord vir ons. Dus kom ons nie net 'n probleem gee in die antwoord nie. Nou gee Jakobus die antwoord, ook vir die dag waarin ons lewe. Wat is die antwoord? Verneder jouself. Buig voor God. Maak erns met dit, want daar is sekere dinge wat nie in die kerk hoort en ook nie in jou lewe hoort as jy 'n kind van die Here is nie. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. As jy weer hierdie dinge sê wat in die kerk is, of in jou lewe selfs is, want dit hoort ook nie in jou lewe nie. As jy 'n kind van die Here is, en jy het selfsug en hoogmoed, wat neefies is en broers is van mekaar, is dit tyd om weer by Vader uit te kom en Vader te vra, vergewe my Vader, vernuwe my denke, Welles, nie eens te praat van die seksuele nie, want dan sondig jy nog baie dieper as net die oppervlakkig, maar hierdie is Welles, Welles soos ons verduidelik het, liefde vir die wêreld, die tweede ding, hoogmoed, die derde ding, kwaad praat van ander. Dan kan ons sê soos die psalmdigter in Psalm 139 sê, kan ons die Here sê, Here, deurgrond my hart en toets my, Here, toets my, laat die Here toe om vandag in jou lewe 'n bietjie in te loer, vir jou uit te wys wat fout is, sodat ons die voorskrifte in die woord kan volg, en dat ons kan wegbly van die dinge wat nie in ons lewe of in die kerk hoort nie, maar wat in die hel hoort. Kry die dinge uit jou hart uit jou siel uit jou gees uit jou kerk uit. Kom ons sluit af. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here dat U vandag met ons gesels het. Vader, ek vra Here dat U deur die Heilige Gees vir ons sal help, Here, hierdie dinge wat nie van U af is nie, Here, en wat U nie in ons lewe of in die kerk wil hê nie, Here, vir ons te openbaar in elkeen van ons se lewe. En Here, mag dit gaan, Here, dat U vir ons sal lei, Here, en dat U sal oortuig en sal genees, Vader, sodat ons kan sê, Here, laat U wil geskied in die hemel en op die aarde. Ek vra, Here, dat U hierdie boodskap groot sal maak in ons lewe, Here, dat ons dit sal onthou en dit op die harttafel sal skryf, dat ons sal weet in die woord, het Jakobus vir ons gesê, daar's dinge in die kerk, in ons lewe wat nie daar hoort nie. Ek vra, Here, dat U dit vir ons skoon sal maak en sal afwas, Here. En dankie, Here, dat U getrou is en dit in die diepste van die see sal werk en nooit weer daaraan sal deur sal dink nie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.